Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Die Teologiese Klaskamer teenoor die brandende huis en hierdie is episode 25 in die tema Die Kriewelrige Kerk. Stel jou iemand voor wie sy huis aan die brand slaan. Die persoon hardloop in paniek na 'n nabygeleë lesingssaal waar studente leer oor die geskiedenis. En hy's desperaat vir 'n emmer water, net om 'n voordrag te hoor oor die historiese geskiedenis van bakstene uit die 17de eeu. Die dosent praat met 'n kalm, gepoleerde stem, maar die persoon se huis brand te vergeefs tot op die grond af. Dit is die tragiese werklikheid vir miljoene gelowiges wat week na week in ons kerkbanke sit met stikkende harte, verkrummelde finansies, ernstige siektes en skroeiende morele vrae, net om te ontdek dat die kansel heeltemal ontkoppel is van hul daaglikse stryd. Ons het die preekstoel omskep in 'n akademiese klaskamer, waar die program ten alle koste gehandhaaf moet word, terwyl die wêreld buite in totale verwarring verdrink. Wanneer die kerk weier om die werklike vrae van ons tyd aan te spreek, uit vrees vir kontroversie of 'n rigiede stelsel te beskerm, laat ons 'n geslag van gelowiges agter wat verwar, ongewapend en geestelik uitgeskakel voel. Dit is tyd dat ons die lewende, dinamiese relevantie van God se woord herontdek en die preekstoel weer 'n plek van werklike antwoorde vir werklike mense maak. Die sleutelvers vir vandag kom uit 2 Timoteus 4 vers 2. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Die oordeenking vir vandag: waarom ons antwoorde in die woord moet soek. In die teologiese wêreld bestaan daar 2 basiese benaderings tot Bybelonderrig. Onderwerpsonderrig waar 'n spesifieke relevante tema gekies word en skrifgedeeltes deur die Bybel ontleed word, en uiteengesette prediking waar daar sistematies vers vir vers en hoofstuk vir hoofstuk deur 'n Bybelboek gegaan word. Baie kweekskole en kerke dring daarop aan dat uiteensetting die enigste geldige metode is, omdat dit die oorspronklike konteks beskerm. Voorkom dat leraars slegs hul gunsteling onderwerpe preek en verhoed dat moeilike gedeeltes omseil word. Alhoewel uiteengesette prediking sy onmiskenbare waarde het, skep die eksklusiewe gebruik daarvan dikwels 'n verwoestende kloof tussen die kerkdiens en die daaglikse werklikheid van gelowiges. As 'n gemeente maandelank in 'n strak vers vir vers studie van 'n Ou Testamentiese boek vasgewerk is, terwyl die gelowiges in die week gekonfronteer word met finansiële krisisse, die diagnose van kanker, huweliksprobleme of kontroversiële maatskaplike verskuiwings, kry hulle geen antwoorde vanaf die kansel nie. Die kerk begin dan voel soos 'n suiwer intellektuele of historiese oefening wat heeltemal irrelevant is vir maandagooggend se stryd. As ons na die bediening van Jesus kyk, sien ons dat hy primêr onderwerpgewys gepreek het en die skrif ingespan het om die werklike vrae van mense te beantwoord. Die bergpredikasie is 'n klassieke voorbeeld van onderwerpsonderrig, waar Christus spesifieke lewenskwessies soos die wet, woede, egskeiding, geld, oordeel en gebed aangepak het. Dwars deur sy bediening het Jesus gereageer op direkte vrae uit die skare oor die betaling van belasting, die wet en die praktiese lewe, en die skrifte gebruik om sy antwoorde te steun. Samelopend hiermee ontdek ons dat die apostel Paulus se briewe in die Nuwe Testament uiteraard aktueel van aard was. Paulus het sy briewe geskryf as direkte antwoorde op spesifieke probleme, wanpraktyke en teologiese verwarring binne 'n spesifieke plaaslike gemeente. Hy het die werklikheid van die mense op die grond gekonfronteer,
onkunde reggestel en die woord toegepas op hul daaglikse omstandighede. Mense in die moderne wêreld het 'n diep opregte behoefte aan antwoorde op kwessies soos die eindtyd, lyding, finansies, politiek en die hel. Wanneer die kerk 'n passiewe kom-en-kyk diensformaat handhaaf waar interaksie vermy word en slegs 'n vooraf geprogrammeerde lesing aangebied word, soek mense noodgedwonge op die verkeerde plekke na die antwoorde. Kerke wat die moed het om deursigtig, eerlik en aktueel te wees oor taboe onderwerpe soos seks, verhoudings en emosionele gebrokenheid, beleef 'n massiewe groei omdat gelowiges smag na Bybelse relevansie. Relevansie is nie 'n vuil woord in die koninkryk van God nie. Dit is die brug waardeur die waarheid die lewe van die gelowige tref. Die Bybel en God het die antwoorde vir elke verwarrende probleem van ons era, maar die kerk moet geaktiveer word om hierdie waarhede vreesloos en prakties te kommunikeer. 'n Oorskakeling na meer interaktiewe ruimtes en kleingroep bedienings bied die perfekte platform waar mense hul werklike vrae kan bring, uit die skrif toegerus kan word en met 'n omvattende Bybelse wêreldbeskouing die wêreld ingestuur kan word. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Hou op om te maak asof jou geloof geen twyfel, geen moeilike vrae of geen daaglikse stryd ken nie. God is nie bang vir jou mees skroeiende, ongemaklike vrae nie. Hy het die Bybel juis gegee sodat jou verstand en jou hart ankers van waarheid in 'n verwarrende wêreld kan vind. As jou huidige kerkervaring jou verplig om 'n vrome masker te dra en jou werklike probleme by die deur te los, is dit tyd om self die inisiatief te neem en die skrifte te ontgin vir die antwoorde wat jou maandagooggend gaan verander. Maak hierdie week die doelbewuste besluit om jou vrae nie meer te onderdruk nie, maar dit aktief na die woord en na 'n veilige, autentieke geloofsgemeenskap te bring. As jy worstel met finansies, huweliksprobleme, verlies of die druk van 'n sekulêre werksplek, soek na wat die Bybel spesifiek oor daardie onderwerpe sê. Moenie tevrede wees met oppervlakkige godsdienstige klisjées wat jou pyn ignoreer nie. Eien vir jouself 'n Bybelse wêreldbeskouing toe wat jou in staat stel om elke kulturele en persoonlike storm met vreeslose oortuiging te trotseer. Word ook die persoon wat vir ander 'n veilige hawe van antwoorde bied. Wanneer jou kollegas, jou kinders of jou bure vrae stel oor die lewe, die dood, die skepping of morele keuses, moenie met kerklike terminologie ontduik nie. Duik in die skrif, ontdek God se hart oor daardie spesifieke onderwerp en bied aan hulle 'n duidelike, liefdevolle en relevante antwoord wat wys dat Jesus Christus vandag nog net so toepaslik as 2000 jaar gelede is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bely dat ek dikwels toegelaat het dat my geloof 'n akademiese of rituele oefening word, ontkoppel van die skroeiende vrae en stryd van my daaglikse lewe. Ek het my werklike twyfel, my pyn en my maatskaplike vrae weggesteek agter 'n vrome godsdienstige masker, bang dat U of my medegelowiges my nie sal verstaan nie. Vergewe my dat ek U lewende woord gereduseer het tot 'n stofbedekte teorie in plaas van 'n kragtige, relevante kompas vir my maandagoggende. Here Jesus, U het te midde van die skares gestaan en direkte, diep antwoorde gegee op die mense se mees dringende vrae oor die wet, geld, verhoudings en lyding. Ek bid dat U Heilige Gees my 'n nuwe brandende dors sal gee na U waarheid, soos dit op my daaglikse omstandighede van toepassing is. Skenk my die moed om eerlik te wees oor my eie lewenskwessies en lei my na die skrifgedeeltes wat lig, rigting en hoop op my pad sal werp.
Maak ons as u gemeente vry van die neiging om oppervlakkige, voorspelbare vertonings in te hou wat die werklike nood van mense ignoreer. Gee ons die wysheid om plekke van autentieke interaksie en diep Bybelse lering te skep, waar gelowiges en soekers hul vrae vreesloos kan vra. Laat my lewe 'n getuienis wees van 'n geloof wat nie skroom om die moeilikste vrae van hierdie geslag met liefde en Bybelse oortuiging te antwoord nie. In die heilige naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordenking. Die eerste vers kom uit Handelinge 17 vers 11. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Hierdie vers skakel direk met die oordenking se uitdaging oor die belangrikheid van diep relevante woordstudie wat antwoorde op werklike vrae bied. Dit toon dat 'n edel geestelike gesindheid gekenmerk word deur 'n aktiewe en daaglikse ondersoek van die skrif om die waarheid van wat gepreek word te toets. Dit moedig ons aan om nie passiewe verbruikers van 'n preek te wees nie, maar om self die Bybel te ontgin, sodat ons ons eie geloof op 'n stewige, getoetste fundament kan bou. Die volgende vers kom uit Nehemia 8 vers 9. Die Lewiete het uit die boek, uit die wet van God, voorgelees en dit uitgelê. Hulle het die betekenis weergegee, sodat die mense kon verstaan wat gelees word. Hierdie skrifgedeelte illustreer die ware doel van alle Bybelonderrig, of dit nou onderwerpsgewys of uiteengesit is, naamlik om die woord so duidelik en prakties uit te lê dat die mense die betekenis daarvan vir hul eie lewens kan verstaan. Dit ondersteun die oordenking se pleidooi teen 'n akademiese, ontkoppelende preekstyl wat gelowiges verward laat. Dit herinner ons daaraan dat God se openbaring bedoel is om toeganklik en lewensveranderend te wees, sodat almal die waarheid in hul daaglikse handel en wandel kan toepas. En dan die laaste vers kom uit Efesiërs 4 vers 14. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Hierdie vers beklemtoon die dringende noodsaaklikheid dat die kerk gelowiges moet toerus met 'n omvattende, relevante Bybelse wêreldbeskouing wat die skroeiende maatskaplike vrae van die dag kan beantwoord. Wanneer die preekstoel versuim om die werklike lewensprobleme en doolhowe van die moderne kultuur aan te spreek, bly gelowiges geestelike kinders wat maklik deur sekulêre ideologieë en valse filosofieë meegesleer word. Dit daag die kerk uit om die woord so toe te pas dat gelowiges onwankelbaar en vol oortuiging in 'n verwarrende wêreld kan vasstaan. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en lewer gerus jou kommentaar op hierdie plasing. Onthou ook om dit te deel met soveel mense moontlik. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.